Goeiedag, dis Philip van Sion se Randkerk in Port Elizabeth, of soos wat ek vanoggend op die radio gehoor het met die weervoorspelling, Port Elizabeth, Kapeka, die boy. Hierdie boodskap is voorberei vir die erediens waarin 5 van ons gemeentekinders belydenis van geloof gaan aflê. So hierdie boodskap is altyd een vir die pad vorentoe. Onthou dit en gaan leef dit. So here goes. Daar word gesê, nobody deserves a better seat in the theatre of life. Niemand is belangriker as enige iemand anders nie. Elke mens moet met dieselfde eer en respek behandel word. Ongelukkig doen mense dinge wat maak dat mense nie met eer en respek behandel word nie. Veral 3 dinge wat ons doen, beroof mense van hulle eer en respek. Die eerste is dat ons rank mense. En ons gebruik verskillende kategorieë. Byvoorbeeld fisiese eienskappe, opvoeding en opleiding, geldwaarde, ras, godsdiens, etnisiteit, nasionaliteit, die kar wat iemand ry, die klere wat iemand aantrek. En iemand eindig altyd onder op die lys. En dan is ons krities oor ander mense se andersheid. En dit wat anders as ek is, word gewoonlik negatief beoordeel en hulle kry dan nie eer en respek nie. En dan oordeel ons. In die algemeen is mense baie krities op mekaar. En die doel hiervan is om die aandag af te trek van die beperkings wat ek in myself sien. En ek projekteer op ander waarvan ek nie in myself hou nie. En in die proses degradeer ons mense. En hierdie dinge wat ons doen is put downs. Wat ons doen vir 'n rede. Meestal onbewustelik, maar vir 'n rede. Hoe laer iemand anders is, hoe hoër is ek. Hoe minder iemand anders is, hoe meer is ek. In my eie oë en hooplik ook in die oë van ander mense. Ek maak mense hoër of laer omdat my ego bedreig word. Daardie deel van my wat my selfbeeld en my selfwaarde en my selfbelangrikheid wil beskerm. Daardie deel van my wat die potensiaal het om verhoudings te vernietig. En die gevolge van mense nie met dieselfde eer en respek behandel nie kan tragies wees. Onreg, vernedering, selfs moord. En die realiteit oor mense is dat almal diep binnekant dieselfde is. Elke mens sien hom en haarself as 'n ek, en elkeen wil gelukkig wees en wil nie ly nie en wil nie swaar kry nie. En elke mens het bloed, en daar is net 8 bloedgroepe. Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hierdie teks sê vir my, dat my ingesteldheid teenoor ander mense moet nederigheid wees. En nederigheid is om ander hoër te ag as myself, en om ook hulle belange in ag te neem. En my optrede teenoor mense vanuit hierdie ingesteldheid sal dan wees dat ek niks doen uit selfsugtigheid nie, ook nie uit eersug nie. En interessant, die woord in Grieks wat hier vertaal word as eersug, beteken trots sonder 'n basis. Leë trots. My optrede teenoor mense moenie selfgesentreerd wees terwille van selfbelang nie. En vir kinders op die drempel van die grootmenslewe en vir almal van ons is dit belangrik om te hoor. Behandel elke mens met dieselfde eer en respek. Maak nie saak hoe anders daardie persoon as jy is nie. Want diep binnekant is almal van ons eintlik dieselfde. Wees nederig teenoor alle mense. Ag hulle hoër as jouself en neem hulle belange in ag. Jy moet niks doen uit selfsug of eersug nie, want dit veroorsaak die put-downs. En om alle mense met dieselfde eer en respek te behandel, gaan jou baie ver in die lewe bring. En so leef jy ook binne die wil van God. En dan hierdie teks Spreuke 16 vers 18, waar staan wie dink hy is beter as ander, word verneder.
trots lei tot ondergang. Baie dankie dat jy geluister het. Goed gaan en die Here se seën is ook vir jou. Totsiens.